agter in die kombuis is daar plek om te sit. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ons eer U Here en ons loof die Here. Halleluja. Nou ek groet vanaand, halleluja, vir Suster Mandy, halleluja, vir Pastor Tony Griffiths, halleluja, en vir Suster Jaya. Elke pastoor vanaand teenwoordig, Pastor Bester, halleluja, U is welkom hier, halleluja. En as U nog pastore is, U is gegroet, halleluja. Elke dierbare groet ek in die alverwillende naam van ons koning Jesus, halleluja. Ek wil vir Suster Mandy die kinders sê, die Here is met julle, halleluja. Pastor Tony, Suster Jackie, die Here is met julle. Pastoor se broers en se susters, halleluja. En die Bybel sê die Here sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie, halleluja. Want hy is julle God, halleluja. Hy sal vir julle versterk, halleluja. Hy sal vir julle help, halleluja. En hy sal vir julle ondersteun met sy reddende regterhand, halleluja. Ek wil so ietsie klein sê oor ons pastoor, ek kan nie anders sê, halleluja. Halleluja, ek weet, ons het 'n vol program, halleluja. En ons moet die tyd in ag neem, halleluja. Halleluja. Maar ons pastoor, halleluja, was 'n goeie herder, halleluja. Pastoor Donnie was enig in sy soort, halleluja. Ek sal sê, halleluja. Halleluja. Hy was baie nederig. Hy was so baie nederig, halleluja. Hy was liefdevol en opreg. Ek het eerstehandse kennis daarvan, halleluja. En hy was lankmoedig, broer Enrico, halleluja. En hy het vir ons spasie gegee om te groei, Suster Mandy. En dan maak ons foute, Pastor Tony. En dan gee pastoor vir ons nog groter spasie, halleluja. Want ek het altyd gesê, sy job description is om die heilige stoet te rus. Vir dienswerk, halleluja. En ek wil vanaand sê, Pastor Donnie Griffiths het hom goed van sy taal gekrooi, halleluja. Halleluja, halleluja. 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 En hoor die dierbare, as ek het daarvan gehou, as hom so ophewe nie, maar as 'n feit, halleluja. As 'n feit, halleluja. En hy was presies, halleluja. Hierdie stoele wat julle op sit, die lengte en die breedte moet ooreenstem, halleluja. Hy staan hier en kyk en hy sê, neuroskyn, die stoel is skeef en die stoel is skeef. Hy was presies, halleluja. En hy het net so presies vir ons leerlinge gegaan. En ons kan, halleluja, 'n goeie ding doen en sy nalatenskap kan ons laat voortleef, halleluja. Suster wil dien deur Jesus te volg en al het gesê, volg my soos ek Jesus volg, halleluja. Kom ons hou sy nalatenskap lewend, halleluja. Deur die Here te volg, halleluja. Die leerlinge wat ons kry, ons sê altyd, is goeie leerlinge, halleluja. Maar kom ons modder uit, man. Halleluja, kom ons modder uit. Kom ons doen wat hy leerlinge sê. Ons moet doen, halleluja. Halleluja. Pastoor was 'n ware pastoor in die sin, halleluja. En hy was 'n uitverkorene. En die Here het 'n welbehaag in sy lewe gehad, halleluja. Hy het altyd gesê, halleluja, hy het 'n geoefende tong gekry om die vermoeides te verkoop met woorde, halleluja. En dit was ons persoonlik vir my inhou, halleluja. Want die tyd is kort, halleluja. Kom ons gee die Here 'n lof. Halleluja, halleluja. Ons het 5 dierbares wat gaan bemoedig, halleluja. Maar ons gaan net begin by die eerste 3. Is broer Enrico, Suster Patricia en Suster Sherilyn. Kom ons neem in 8 dierbares ons tyd, halleluja.
Ek weet, Sister Sherilyn, daar's baie om te vertel, halleluja. Ek weet en ek het myself inhou. Maar as ek so 2 versies skryf van die bewaarder van Israel, en dan kan Sister Sherilyn en Rico en Sister Patricia vry wees, halleluja. Ek slaan my oë op na Ek soek nou die opskryfknopie van by ons werk het so by Bethel Gap Ministries. Halleluja. Ek groet in die alle oorwinnende naam van ons koning Jesus. 'n Voorreg met duisende om vanaand te kan staan in die huis van die Here. Ek op my inhou, ek het myself gesê ek gaan nie heilig. Maar ek weet ook nie. Ek wil eerstens my medelee betuig aan Sister Mandy, Griffith en Renee. Selfs ook aan die Griffiths familie, my pastoor, vir 4 jaar, ek was 12 jaar onder pastoor Griffiths, Tony Griffiths in leerling. En vanaand ag ek het 'n voorreg om van hom te kan praat. En hy sou wou hê, broer Maurice, ons moet vanaand die woord van die Here voorhou vir almal wat hier sit. So ek het klomp goed wat ek kan sê van hom, maar ek wil hou by dit wat die Here vir my beopdrag het om te sê vanaand. Ek was nie by die Here en pastoor Donnie het 'n gewoonte gehad om na my toe te kom, en daar het dit my oppa nog gelewe, en ons het aan sy lippe gehang. Later moes hy vir ons sê, Sister Mandy, waghal. Maar so 'n staartjie, een dag na Kersfees, seker so 'n maand of 2 na Kersfees, kom hy daarin en ons gesels weer oor die woord. Ek weet nie, daai dag op pastoor, want uitgevind het of ek geluister het die broer Maurice, en hy gesels so oor die boodskap, en hy sê toe later, Sister, waarvan het ek nou weer gepraat? En ek sê, dan nie van Jesus sê. Toe hy weg is, toe sê ek, hoe kan ek so voortmaak? Van wie anders sou hy gepraat het, maar ek was niet by die Here, uit die wêreld het gekom. En so was daar baie dinge, wat ek vanaand kan vertel. Halleluja, dat hy extra myl met baie van ons geloop het. Saam met ons gehuil, halleluja, en vir ons die woord van die Here voorgehou. Nou vanaand, soos ek gesê het, wil ek net sê, dat die Gees van die Here vir my beopdrag het, om te sê, halleluja, ons bid, ons gebedspan bid een maandag aan, ons bid by pastoor Tony, en die krag van die Here is vaardig, en die Gees van die Here sê vir my dogter, my woord, gaan soos 'n boekrol vir jou afspeel, en ek is bewoon, ek sê vir myself, ek sal my meer inskerp, met die woord van die Here. Dus ik heb 2, 3 weken daarna in
die huis van die Here in die erediens. Halleluja, as die krag van die Here weer Vader in ons aanbidding. Halleluja, is van so 'n aard dat die salwing heers. En die Gees van die Here sê vir my, lees die boek Esegiel. En ek kon nie verstaan nie, want dit is vir my so 'n toekboek. Die Ou Testament, baie skrifte wat die mense altyd verstaan nie. En ek het gestaan eers Testament nie verstaan hoekom die Gees van die Here vir my gesê het, lees Esegiel. En hy sê vir my, ek gaan myself sien in Esegiel se lewe. Soos ek sê, toe ek my voorberei, toe verstaan ek hoekom die Gees van die Here vir my so. Amen. Dankie se sê dan is nog klaar. Ons spreek oor te wonen op het werk. Amen. Als vanavond mijn persoon is gevoel heb, die was ik goed. Alle wat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ook mijn medeleven tegen de mijn Griffith en die Griffiths familie en beide gemeentes. Mental of God Ministries, Tony Griffiths Ministries. Ons allemaal pastoorse kinders geweest. Ik bedoel, noem die bares. Ik sta niet zo onder de genade van de Heer, want ik is niet mezelf. Ik denk dat het bijna logisch is. Ik wil vanavond getuig, dus de mensen bijna meer persoonlijke hoogpunt, wat die rol met pastoor in mijn leven gespeeld heeft. Ik weet, ik wil goed dit noemen voor wanneer ik is bang. Ik heb zondag ook gezegd, die vorige had om te bedienen, en ik heb gezegd, mijn hart bloeit. Vir Donnie Griffiths Ministries, sy span, die mense wat nou saam met hom was, wat nou op pad met hom gestap het, ek het die voorrecht gehad, omdat ons gemeente was, hy was vir 21 jaar saam met ons, en ek glo het gedoen, saam met ons, wat hy moes doen, maar wat hy nou vast op in die tyd saam met julle was, glo ek gaan het baie seer wees, baie moeilik wees, om aan te beweeg, maar die Here skenk ons allemaal genade. Die volk het geween, sê die Bijbel, vir 30 dae oor Moses. En na 30 dae hulle aanbeweeg. Ons miskien nie 30 dae kan ween nie. Miskien 'n bietjie langer, maar ons moet ook aanbeweeg. Want die Here het 'n werk op ons lewens geplaas. En ek het vir die Here beloof. Die man was my mentor, hy was my leermeester. Ek het vir die Here beloof dat ek die werk, hy die taak wat op hom geris het, voltooi. Ik heb die Here beloof, want alle ons moet nie beloof nie, want sê ek neem my voor. So ek het gesê, Here, ek kan nie vir u beloof nie, maar neem my voor om die taak wat u op my lewe geris het te voltooi, soos my mentor het gedoen het. Amen. Ek was 'n jong man van 15 jaar oud toe ek vir Pastor Donnie ontmoet. Zendro het langs my gesit in die skoolbus gebore en elke oggend as ek Ankel Donnie. En ek was bekeerd, maar ek was 'n ander bediening. Hy het vir my gesê, ek wil net iemand saam met hom kom. En hy het 'n klomp terme, maar ek het nie verstaan het. Hy sê vir my nou, hy was bekeerd, hy het hom bekeerd, ja, 3 jaar gegee. En hy sê, hy is gevul met die Heilige Gees. En hy was nog iets van my geweest. In elk geval, ek het toen die gebedsgroep besoek en onmiddellik daai aan. Want ek sê 2 jaar later was lid word van Mental of God Ministries. Die kerk sou 'n jaar later op die gestig word. Ek was nog by die, was nog nie gebedspan. Maar daai aan die man onmiddellik my pastoor. Amen. Wat ek het na hom toe gegaan, as ek vrae gehad het, nog, as 'n jong man, nog nie 'n lid van sy bediening het, en dan sou hy met die Bybel sit. Dat is hoe hy vir my geskool het, as ons persoonlik praat, en altyd die Bybel by hom gehad. En dan sien ek 'n skrifte op Edwin, wat nou nog in my hart is. Die skrifte soos Psalm 32 vers 8, dat sê, wil jy onderrig en jy leer. En gaan die weg wat jy moet gaan, met jou raad, met oorsel op jou wees. Jeremia 29, vers 11. Ek weet dat die gedagtes kan gaan, die koester gedagtes van vrede, nie van onliefde, hoop vir die toekomst te gee. Jeremia 33, roep my aan en ek sal jou antwoord en jy beken wat groot en om die grondelijke dinge, wat jy nie weet nie.
As ek wat baie onlangs nog vir my uitgestaan het, as Amos 3:7 die Here doen niks, en sy is sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het. Amen. Daar was baie dinge wat ek na hom toe moes gaan, baie persoonlijke dinge wat ek gegaan het. Ek het 'n harde childhood agter die rug. Die Here het my iemand gegee. Ek word gevul met die Heilige Gees in 2003. En terwyl hy vir my hande oplê, sê hy, so sê die Here, so sê die Here, so sê die Here. Die krag van die Here was swaar op my mond, en ek weet wat 'n bediening dit is wat ek in sou staan. Hy sal dit later vir my sê, en hy het my geskool om aan die werk van die Here te staan, in die bediening waarin ek vandag staan. Ek was nie by 'n Bybelkollege, ek was nie by 'n universiteit nie. Ek het geleer van 'n man wat geleer was deur die Heilige Gees. Amen. Hy het 'n baie meer persoonlike rol ook gespeel in my lewe. Eendag, ek is 'n student by die CPUT, so daai was 'n pente, en hy was ons geleer om geloof te hê en hoe men geloof, en ek het gegaan CPUT toe sonder registrasie gehad. Ek het geloof. En ek is die opdeelbares, en ek weet nie wat ek kan doen, is te meen, ek het bekend gestel aan iemand daar, en ek was naar die man toe, die man sê ek moet eens 'n bietjie aanhang, en op 'n dag bel pastoor vir my, en hy sê, Rico, het jy geld nodig? Moet jy nou baie skaam, ek kan ons ook pastoor sê. En ek sê, ja pastoor, hy sê, Rico, hoeveel, en ek noem die bedrag. En hy vraag my rekeningnommer en hy betaal my registratie in. Die was daai wat pastoor, hy het nog 'n toelaag, mentale bad ministers was baie klein. Hy het 'n toelaag nog gekry. En dis een van die dinge wat ek nooit sal vergeet nie. Hoe met die min uitgesaai. Sal altyd met my bly. En ek het geweet, die man het sy min uitgesaai, maar hy was 'n blessing vir my daai dag. Hy het saam my gestap, op pad, ek het baie seer gegaan, ek het as 'n kind verwerking het gehad, nee, my ouers was uit mekaar, en my pa het nie verhouding met my gehad. En die man het my daardie opgevat, die baas. En ek kom nou deur die extra, ek het vergewe, ek het vrygespreek, en daar gebeur 'n incident. My pa kom ek weet na, kan nou nie detail gee, bietjie komies. Hy kom ek weet na, en ek besluit, ek het tegen van Jameson, ons die broers en hy dag uitstap gegaan. Nee, ek goed verwacht toe, by die rivier. Ek vertel van Jameson, ek sê, Jameson, hy gaan my pa die drom sit. Hy dit en daai gedoen aan my. En daar stond 'n borrelsgesprek. En dus de meisjes bij de haarsalon, pastoor moet nog aflakken, en pastoor het nog, dat dink julle wat dat van ons ook keer, maar de meisjes bij de haarsalon, sy gaan saam af. En sy sê hulle die hy my soek die ding wat ek moes kook met die toe bring. Ek sê maar ons is op pad. Sy sê hulle as toe nog nie werk. En sy vra vir my, hoe op pad? Nou staan ons nog voor die haarsalon, ek sê, te Sterling, ons is uit die kos. En ek dan die pastoor, maar nou dank vir die pastoor. Pastoor laat toe saam. So dat is die pret wat ek bedoel, wat ek ook, die vroeger wat ek aan die pret bedoel te het, hy was 'n mens. En hy kon 'n ander mens en mens kan sien. Ek wil baie dinge sê, as baie dinge op my hart, maar ek het my geleer, dat 'n mens baie met jou emosies ook. Nee, kan optree, en ons is gees, siel en liggaam, het my ook geleer, die gees van 'n profeet is aan 'n profeet onderworpe. So sê dit dat jy moet sê, amen.
En ek wil dit hiermee afsluit. Ek het onlangs hierdie liedjie geleer ken, dat my baie emosioneel gemaak, en ek dink onmiddellik aan die pad wat ons gestap het. Lucas Maria sang 'n lied wat hy sê, alles van vooraf. En as die einde, die koorgedeelte sê die volgende, dis waarmee ek afsluit. Ek sou alles presies net so weer oor wil doen. Ek sou alles net so wil herhaal. Want as ek alles dieselfde doen, speel jy dalk dieselfde rol in my verhaal. Ek sal hier vertoon word. Amen. Halleluja. Ek groet ons pastore, Stanley, elke broer, elke suster, en haar woord in die naam van die Here. Ag, my goddelike voorreg vanaand om hier te staan. Halleluja. Ek sê, broer Enrico verreg nou so, hy het gepast voor gedoen, toe hy nog 'n jong man was. Ek het hom geken toe hy nog 'n jong man was. Dit is amazing. Sister Indra, onthou nog die, ek sê Sister Susie vanaand hier, allemaal as al jong mense, halleluja, die tyd wat ons in die AGS-kerk was, prys die naam van die Here. Het is kom 'n lang pad aan saam die Griffithse, het is allemaal saam jong die Here gedien. Jy weet, en ek is weg, heel gebly, ek het daar getrou, teruggekom, ek het die Here gedien aan die AGS-kerk, en ek het Lengel toe beweeg en daar gekom, en later blyk in die Kousberg te Hotel. En ek gaan hierbaar en ek gaan besoek die AGS-kerk en dit voel nie vir my, ek is thuis nie. En ons Suster Karina, allemaal ons werk by die Hotel, en Francis de Joan, en ons besluit een Sondagmiddag, ons gaan Lengel toe blauw dakkies toe. Het was 2002, prys die naam van die Here. En dit is daar wat ek instap hierbaar is en ek ervaar, ek is thuis. En ek is thuis until today. Is ek thuis. Amen. Jy weet, halleluja, en ek is dankbaar, ek is excited, ek sien met Pastor Tony en Pastor Tony en ek sien met Sister Jackie en ek sê, wow, joh, al die ou mense van die AGS en ek is so excited. Halleluja, want ek is regtig thuis. Ek het hulle nog nie gesien nie. Soos in 'n lied is ek al thuis, prys die naam van die Here. Wil net sê die maar is Pastor Tony, soos broer Enrico sê, was 'n mense, joh. Ons het die blou kombi gehad, die maar is, joh, ek het altyd as 'n mensie baie jammer gekry. Ons paas het baie omgegee vir sy medemens. Die maar is uit sy familie opgeoffer. Dat is hierdie 2 kindertjies klein. Dan bly Sister Mandy alleen. Dan is pastoor op uit. En dan sy mense ons. Dat is wat Pastor Tony was. Pastor Tony was altyd daar vir ons. Jy weet ons het hom belas met alles. En hy het nooit moeg geraak nie. Hy het nog nie eendag gesê, joh, ek is Sister Mandy is akwainies, ja. Maar dan gaan Pastor Tony gaan sy ding doen, die daar. Weet ons het 'n groot boom verloor. Ek is baie lief vir Pastor Tony. Ek kan nie help die Pastor Tony fiets. Ek is baie lief vir Pastor Tony. Ek weet, my meisiekind is in Pretoria, in Mpumalanga, althans. En Sister Mandy en pastoor is daai dag haar by my huis in namiddag. En ek kry 'n oproep, Pastor Towns, dat die kan bel vir my, die man is nog besig om vir haar aan te rand. En weet jy wat sy pastor daai moment? Mandy, kom ons klim, en ons lief vir Sister Patricia ons gehalsiekind. Daai tyd van die aand, die baas, dis Pastor Donovan Griffiths. Hy was 'n omgee mens. Hy was 'n liefdevolle mens. Ons gaan hom mis, weet nog met Atta se begrafnis, nou sê ek het nog iets, ek sê vir hom, ek het nog iets aan my pastor gesê, ek moet gaan vir 'n operasie. Sê ek vir hom, maar ek sê nou vir pastor, ek moet gaan vir 'n operasie. Hy sê so vir my suster, ons kind moet hy en touch. Ek het die aardrie krikies aan my aangeraak, en ek is ook getouch
church, my group soul, my spirit, dat ek nou nog soul, my spirit. Here, dat is een voorrecht om voor Pastor Donnie te kennen. Dat was een voorrecht om voor hom te gaan weten dat hij die man van karakter in mijn leven was. Mijn mentor, oh my God. Hij was alles voor ons geweest. Ons gaan hem baie, maar ik geloof allemaal van ons van Middle of God Ministries. Ons is hartseer, ons is gebroken. Ons voel het vanmorgen is vanavond samen met hierdie familie. En ons weet die Here gaan ons die deur dra. En ons gaan aan die kant uitkom. As ons net aanhou om sy legacy te bou, die Here seën. Halleluja, kom ons sien die Here nog een lofoffer. Halleluja. Dis wie Pastor Tony Griffiths was. Halleluja. Hy het altyd gesê, halleluja. As jy wil hê die Here moet met jou praat, maak hierdie boek oop. Halleluja. Dat is die eerste keer wat die Here met jou praat. Halleluja. Want hy sê as jy die Bybel oopmaak, die primêre wyse hoe die Here met jou praat, is deur sy woord. Halleluja. En hy het 'n demonstrasie gemaak dat hy op die Bybel gestaan, dan sê hy staan net op die woord. Halleluja. Die worship team kan vir ons 'n lied kry en dan stel ons vir Broer Norman en Sister Joan vry. Halleluja. Broer Norman, Sister Joan. As die worship team
Allemaal het wel gepraat. Allemaal het aan de dingen gemaakt, maar één voor ander. Ik wil in 2 rigtings in beweeg. Ik wil in die richting in beweeg. Wie? Pastor Donnie. Was. Ik ga een vraag vragen aan elkeen wat je zit. Sê vir my in een sin hoe jy Pastor Donnie gesien. Hoe weet dat antwoord nie? Hou het by jou. Want ons almal se lewe sal in een sin saamgevat. As jy sê Pastor Donnie was 'n empowered leader as die hoogste. Elkeen wat daar sit, het sy eie opinie oor wie Pastor Donnie is. Geloof dat is goed. Hy het gesê, ek benoem, ek word nie beweeg wat iemand van my dink of wat iemand van my sê nie. Ek word alleen beweeg deur die woord van God. Sien, gaat vir die dogter, gaan het vir die familie, Griffiths familie. Dan gaan het vir die Donnie Griffiths gemeente. Dan gaan het vir die breë familie of vriende. Een Konings 2 vers 2. David, koning David lê op sy sterfbed. En sy seun Salomon staan by hom en hy sê, nou wat ek gaan waar al die ander mense gaan. Jy moet sterk wees. En jy moet 'n man wees. Powerful. 'n statement. Jy moet sterk wees. En jy moet 'n man wees. Dan sê hy verder. Hy gee die sukses resepie wat David is. Nou is het gefokus, mense. Gefokus na die volgende fase van die gemeente. Van ons allemaal wat hom geken het. Soos een van die susters die gesê het, laat niks platval. 'n ware leier bou iets sodat dit kan groei. En vermenigvuldig. Al is hy 100 jaar nie. Jesus
voorbeeld. Jesus was die voorbeeld. Hy het gesê, my wedloop is verby. Ek is klaar. Dis sterk. Dis 'n man. Dis 'n vrou. Ek het Sondag, toe skryf ek aan WhatsApp van pastoor. Sê ek, pastoor, se foon is af. Nou stuur ek om 'n boodskap. En een van die dinge wat ek vir hom sê, ek sê, pastoor, die foto wat ek sien van jou en die seun op die WhatsApp, ja, het spreek tot Here. Nee. En hy het die verantwoordelikheid om die legacy voor te vat. Ek het gesê, jou dochter het 'n beroep gekies en sy gaan suksesvol wees. En vir julle tons, en daar het gesê, tons, en Alma. Hy was lief vir julle. Hy was lief vir Alma, maar hy was lief vir sy familie. En dat sluit ek af. Amen. Laat ons die liefde by mekaar hou. En wat ons, sy is die leier. Gee raad, gee leiding, sodat dinge in plek kan val. En ek sluit af. Amen. My weer. Elke pastoor teenwoordig. Die Griffiths-familie is my in die allerhande naam van die Here. Voorrecht voorbijzende. Ja, wat kan 'n mens sê van al die drie dinge vir my? As God ons is, dan kan ons die pad stap. Ek kan nie vanaand dit met versekering sê. Is seer, ons vra baie vrae, maar die Here gee 'n antwoord. Die keuse is net waar ons wil berus. En ons kan ons vanaand troos, want die fondasie is goed gelê. Die fondasie is gelê om kan deur alle storms te gaan. En vanaand kan ek uit ondervinding sê, die fondasie is goed gelê, want was my fondasie nie gelê soos gelê was nie, dan weet ek nie waar ek sou gewees het nie. En ek dank vanaand die Here uit die diepte van my hart vir die voorreg wat ek kon hê om onder Pastor Donnie se lering te kan wees. Ek beskou dit nie as selfsprekend nie, maar enkele uit genade uit. Want ek is 'n plattelandse meisiekind. So dit is net genade dat ek in die Weskus kon uitgekom het en vir 19 jaar pastoor gewees het. En met trots nou 4 jaar weer verder gaan met Pastor Tony. Amen. En we sien hier Pastor, ek is selfstrydig aan die broer, ek kon net sê, jong, toe ek die boodskap kry, dit het vir my gevoel soos 'n mens of een van my 10 penne uitgeruk is. En ek 'n bietjie ongemaklik in die geestelike riem kan wees. Maar ek troos my daaraan verder wat ek dink en ek dink gaan die fondasie is gelê. Die boumeester was in beheer. Die bouinspekteur het God toegelaat om te kom kyk of alles in orde is. Nou wat maak Mendelike Baard Ministries, Donnie Griffith Ministries met die strukture? Want ons sê so jare, die fondasie is gelê. Maar God het nou self die bouinstrukteur kom haal. En wat maak ons met die strukture? Want God verwag daarvan. Laat ek moet gesê dat maar daai huis wat daar staan, is Donnie Griffith se huis. Daar ek nou is dit getrek, daar is Donnie Griffith se huis. So kom ons bou nou die strukture en hou op nou met die fondasie, ek self ingesluit. En ons begin nou werk aan dit wat die alle materiaal is daar. So ons moet nou begin bou. Die Here seën.
ek is die opstanding en die lewe, halleluja. En wie in my glo, halleluja, sal lewe, al het hy ook gesterwe, halleluja. Pastoor se woorde was altyd, halleluja, as hy gaan en die Here kom haal hom, dan kan hy nooit meer na ons kom nie, halleluja. Maar hy sê ons kan na hom gaan, halleluja, en hy sê hy sal teleurgesteld wees, halleluja, soos die gaan maak nie, broer Enrico. Sy laaste boodskap was, maak jou klaar om jou God te ontmoet, halleluja. Die worship team kan vry wees, en dan daarna as 'n pastoor se vriend, wat 'n lied gaan opneem, halleluja. Allemaal hartelijke goeiemiddag. Ik ga nou praten uit die vroege jaren, toen het nog Tony was, toen het nog Mandy was, toen het Anticorrie was. Maar ik praat uit daar jaren. Van die blauwdakjes af. Baie is gewink, maar die geroep nie. Nou gaan ek sê, Pastor Donnie. Pastor Donnie is geroep en nie geroep. Hy is geroep. Almal het van hom gepraat, maar nou wil ek met mense, die kinders, Pastor Tony wil met julle praat en die ander broers daarso wil ek met julle praat. Julle sit vir Esegiel in die laagte in. Ons is klaar met hom. Dis net en hy sit vir Esegiel in die laagte in en dan gaan ek sing. Hy vra vir hom, kan hierdie
beene weer lewendig word. En hy sê vir die Here, U weet alles. Mandy, Pastor Tony, die broers en die susters in die familie, julle lewe is dor nou. Maar toe die wind van die Heilige Gees oor die dorre bene waai en die laagte, toe kom maar weer lewe in die bene. I want to encourage you this evening. Allow the Holy Spirit to blow over you in the valley. En u sal weer lewendig word. U sit op 'n asook. Maar ek wil vandag, nadat julle die liedjies sing, dat die Here vir julle sal versterk. If you now beside the rebel many of an aching broken heart, Tony, you have risked your life on things that fell apart. You know the thirst to be acquainted with sorrow, grief, or pain. But the Master promised sunshine after rain. Luister Griffiths, hold on, my child, please hold on. Trouble come in the morning. I say, yes, weeping may only last for the night. It will last for the night. Oh, on my child, please hold on. Trouble come in the morning. The darkest hour means dawn is just inside. I say to invest your seed of trust in God. In mountains you cannot move. You have risked your life on things you cannot do. You know the first to be acquainted, maybe, with sorrows, grief, or pain. Father, Master, promised sunshine after rain. Oh, Lord, my child, hold on, trouble come in the morning. I said weeping only lasts for the night. It will last for the night. Hold on, my child. Please, please hold on. Trouble come in the morning. The darkest hour means dawn is just inside. I say, the darkest hour means dawn is just inside.
And
Halleluja. Die krag van die Here is hier by ons. Halleluja. Jesus. Ek groet vanaand een en elk teenwoordig hier in die wonderlike, heilige, grote, aloorwinnende naam van ons koning Jesus. Hy wat is, wat was en wat weer gaan kom. Halleluja. Hy wie die begin het en voor die begin was hy reeds. Halleluja. Hy die fondamente van die aarde gelê. Halleluja. Vir die see hy gesê tot hiertoe en die verder. Halleluja. Sy naam is Jesus. Rabasanda Rabakusaya Rabashaya. Jesus. Hier waar is vanavond in my makkelijk nie. Pastoor se preek is weer vanavond. Sy stem stil. Halleluja. Maar vanavond sê die skrif gedeeld en hy bemoedig is. Hy is die opstanding en hy is die lewe. Wie in hom glo sal lewe, hy het nie gesterwe. So pastoor lewe. Hy het verhuis van die tydelike na die ewige. Jesus self sê in die woord van die Here, my Vader, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan hom vir julle plek, dan gaan berei. Halleluja. En as ek gegaan het om vir julle plek berei, kom ek weer, sodat julle ook kan wees waar ek is. Halleluja. Nou vir 10 jaar, 3 maanden het ek hierdie voorreg gehad, om onder een pastoorse leiding te kon verstaan. En ek reken, ek het iets om hom te sien. Halleluja. Hy het gehammer en het melding daar gemaakt. Sy job description. As om die heilige stoeker is, vir dienswerk. En dan het hy gesê, so dat hy nie alleen op die voorgrond gaan wees, want God wil allemaal gebruik. Halleluja. En hy het nooit van homself gepraat. Een van die 3 dinge wat bekend was in sy bediening, wat hy vir ons geleerd is, jy moet altyd liefde ten spyte van. Ons moet mekaar vergewe. En jylle moet in liefde vir die woord en vir gebed. Hy het een aangesê, dierbares, as jylle nie kan liefde gee, en as jylle nie kan vergewe, dan kan ek nie saam met jylle die Here doen. En natuurlijk liefde het ook grens. Liefde kan nooit kant kies vir die dinge wat verkeerd is. Jy sien jou broer of suster se optrede of sy keuses, kan haarself verongeluk of homself verongeluk, kan sy lewe kos. Maar jy sê niks nie, want jy wil gevoelens spaar. Of jy wil 'n vriendskap spaar, wat al reeds hoekal verval het. Kan ek sê daar die liefde is opreg? Levitikus 10 vers 3. Dit is wat die Here gespreek het. Deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as heilige laat ken. En voor die oë van die hele volk wil ek my vereer. En selfs in die dood is die liefde van die Here vanaand geopenbaar. Want so was het precies sy bestemming dat u vanaand hier moet wees om op niets na sy woord. Ek kan aanhoor die Here het nog hulle afspraak met u vanaand. Om sy heerlikheid te openbaar. Miskien is my eie woorde leeg en sonder betekenis, maar dit is vanaand die onfeilbare woord van die Here, wat daar die mag en daar die krag besit, om te kan troos, die wat plat
Dis die woord van die Here wat lewe is en genesing vir die hele liggaam. En dit is die woord wat vanaand in staat is om die wat gevangen is in vryheid weg te stuur. Nou dit wat ek aan die wil voor ons nie preek nie, is 'n gesels. Pastoor Donnie het al gesê, ek preek nie, ons gesels nie rondom die woord van die Here. Nou 3 jaar gelede diebaar is, het ek ook my pa in die woord afgestaan. So ek het simpatie met die familie. En ek weet waar die familie gaan. Jy weet die liefde van die Here is so groot, lig nie so baie vir ons om. 'n maand voor my pa sou sterf, berei my voor. En ek het droomgesigte, meer as een geleentheid. En ek droom van testamente. En ons weet mos wat 'n testament beteken. 'n Testament is van geen krag, tensy die testamenthouer nog lewend is. Vir 'n testament om sy krag te kry, moet die testamenthouer dood is. En dit is die droom wat ek kry op testamente, en is in my tyd wat ek so sien. En dit so was die liefde van die Here en sy omdat hy vir ons omgee, het hy my voorberei dat ek nie onkant betrap word en later moet verwyder proses. Maar ek is al meer as 12 jaar is ek al hier in die Weskus. Maar voordat hy so sterf, gee die Here geleentheid vir my dat, want hy het in Katoen gewerk. Ek is in die Weskus, ek is in Namakwaland, ek is van Steenhof. En ek is vir meer as 12 jaar hier, ons het mekaar amper nooit gesien. Maar hy weet voor hy so sterf, skep die Here geleentheid en ek kon afgaan na Namakwaland. En ons is vir 'n naweek in ons tyd spandeer, en dit is die beste van alles wat is. God het geleentheid geskep wat hy my hart geken. Ons het nooit saam groot geword in een huis. Ek het ook nie 'n wonderlike kinderlewe gehad. Ek het met my ouma groot geword met my ma. Ek het nooit die gevoel ervaar van ek bak om vanmiddag van die huis, van die werk af huis toe. Ek bak om te doen. Ek het het nooit ervaar. En die rede hoekom ek dit noem, as om u te laat verstaan, die waar is wat die vriendeliker verkry, as hoe bevoorrecht julle was, om 'n pa soos hy te kon gehad. Ander het nie hierdie voorrecht. Ek gesels met 'n vriend by die werk, 'n kollega, en ek kom so die gesels gaan rondom, hoe sterfte, vra hom toe, lewe sy pa nog, lewe sy ma nog. Hy sê vir my, nee, sy ma lewe nie meer, sy pa lewe ook nie meer. En hy sê die woord van my, hy het dit nog nooit geken. Ons is bevoorrecht die was. Nou van die jongs af, as kind het ek hierdie gedagte gehad, as jong man, ek het 'n vrees vir die dood gehad. Want ek het gewonder, wat word van 'n mens as die dood gaan? Is jy maar net gebore om net weer te sterwe? En ons gaan deur 'n klomp opdraans, afdraans, is ons maar net gebore om net weer te sterwe. En ek kon die gedagte nie hanteer nie, dat ons almal eendag tot sterwe moet uit. Hierbaar as ek vrees nie meer die dood, want ek het geleer, daar is lewe na die dood. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore gegee, dat niemand verlore moet gaan, maar die ewige lewe moet beerwe. Die aanbod is vanaand vir u hier, die aanbod was gestuur. En vanaand sal ons 'n keuse moet maak. Gaan ons die aanbod aanvaar, of gaan ons die aanbod verwerp? En die aanbod is Jesus. Die Bybel sê, want almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, die het hy die reg gegee om kinders van God te word. Almal is die kinders van die Here. Ek gaan dit wees, almal wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo. Dan het ek gehoor mense sê vir my, maar ons glo ons. Ons almal glo ons. Hoekom is dit nodig dat ek my moet bekeer? Ons glo ons, daar is 'n God. Maar daar is 'n ander gedeelte wat ons weet nie van mislees nie. Hy sê, almal wat hom aangeneem. Die vraag is, het jy hom aangeneem? Die Fariseërs, die skrifgeleerdes het hierdie belydenis gemaak. En Jesus self antwoord vir hulle. En hulle sê, ons het een God. Ons het een Vader. Hulle verklaar dit.
ons is een God, ons is een Vader. Jesus sê, nee. As God julle Vader was, sou julle hom lief hê. Maar julle het die duiwel as Vader, want julle doen sy werk. Weet julle dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is? Want wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. En ek dink ons is op 'n gevaarlike plek as jy 'n vyand van die Here is. Iemand wat losbandig en ver van God lewe en die verleidelike begeertes van hierdie wêreld aan beskryf die woord van die Here in Efesiërs 2:1 as volg. Hy sê julle was dood as gevolg van julle oortredinge en sonde wat voorheen julle leefwyse gekenmerk. Sonde maak nie van 'n mens soseer 'n slegte mens. Hy maak van jou 'n dooie mens. As iemand vir jou sou sê jy is 'n suurstofdief. Ek het al een keer gehoor iemand het verneem van 'n sekere persoon of 'n broer. Jong, wat het van broerkoos geword? Hoe sê jy, nee, hy het ons lewendig dood. Nou, dis 'n belediging. As jy lewendig dood is, beteken eintlik niks. Nou sê die Skrif, wie my mis, benadeel sy eie lewe. Maar wie my gevind, het lewe gevind. Halleluja. Ons goed verstaan, die Here is reg van die begin af was in God se plan. Dat hy die mens gemaak het om sy heerlikheid te weerspieël. Ons is gemaak om vir hom te lewe. En hy sê alles wat asem het, loof die Here. Het die asem? Is ons onderstel om vir die Here te lewe. Nou as jy die wêreld vir die wêreld lewe, jy die genot lief van die wêreld, eerder as vir God, voer jy 'n onwettige bestaan op aarde. En iemand wat onwettig handel of lewe, het geen vrede. Vra maar die onwettige immigrant, hulle loer heeltyd oor skou, want enige tyd kan die polisie vasstaan. Wie wil so lewe? Nou hoe het Jesus dit reg gekry? Om te midden van terwyl die storm woed, kom hardloop sy disippels na hom, maar hulle gaan vind hom in die slaap. Dit is die vrede wat die Vader gegee het. Die aanbod is vanaand hier. Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en met hom aandeel. Hy sal nie die deur afbreek nie. Hy skop nie die deur af nie. Hy is 'n gentleman. So as jy nie die deur gaan oopmaak nie, gaan hy omdraai. En jy jou kans probeer. Dit laat die keuse by die mens vat. Die definisie van die lewe kan 'n mens sê as die som keuses wat jy elke dag maak. Dit bepaal die kwaliteit van jou lewe. Een vanaand besluit, is 'n keuse wat jy gemaak het. Ek gaan vanaand in die huis van die Here wees. Ek gaan môre opstaan en werk toe, of ek los nie. Ek gaan studeer of ek gaan studeer. Alles gaan oor keuses. En ons sal verantwoordelik doen vir ons eie keuses. En elke keuse het 'n gevolg. Goed of sleg. Halleluja. En ons weet as God sy volk besoek het, was dit op baie redes. Nommer 1, wat dit was om of sy krag of sy heerlikheid aan die volk te openbaar of te demonstreer. Of as hy sy volk besoek het, was dit om af te reken met sonde. Jesus besoek die 12 apostels na sy opstanding en hy ontmoet Thomas persoonlik en hy gaan persoonlik na Thomas. En hy sê, kom Thomas, jy twyfel mos. Steek jou vinger in my hande. En Thomas het 'n ontmoeting met die Here. Kry jy gereed vir 'n ontmoeting met die Here? Maar daar is ook ander verhale waar die Here, byvoorbeeld vir Saulus, wat toe later Paulus, en ons weet wat Saulus gedoen het, maar die Here ontmoet hom, maar sy ontmoeting word met blindheid, hy word met blindheid geslaan. Maar toe die Here hom herstel, was nie net sy gesig herstel nie. Nie net sy gesig, maar sy identiteit as herstel.
As die Here jou gaan besoek, waarmee gaan hy jou besig hou? Gaan hy jou kom vind terwyl jy besluit aan jou wonde? Of gaan ek kom ontvang met 'n hart wat nog vol haat is? En God kyk na die hart, nie na iemand se mooi smile of na iemand se mooi begroeting op die straat nie. Hy kyk na die hart. Want Spreuke 14:13 sê, halleluja, ook onder die gelag kan 'n hart pyn ervaar. As jy besoek, gaan hy jou talente kom vind, weggesteek in die grond, terwyl jy daarmee moes gewerk het. Of sal ek in sy kom in getroue diens neem, oor weinig was jy getrou, oor vele sal ek jou aanstel. Ons moet by 'n plek kom waar ons onsself afvra. Is die Here nog tevrede met my lewe? Maar die Bybel sê, as die Here tevrede is met my lewe, laat hy self so iemand se vyande in vrede met hom leef. En dit sal voorspoedig wees in alles waartoe hy dit stuur. Halleluja. Halleluja. Ek weet net 'n paar afkondigings. Halleluja. Sondag. Halleluja. Om 9:00 begin die diens. Halleluja. U sien die getalle vanaand. Halleluja. Kom maar 15:15 of 10:00, want die diens gaan stiptelik om 9:00 begin. Halleluja. Kom ons gee nog die Here 'n lofoffer. Halleluja. Hy is werd om geprys te word. Halleluja. Ek gee vir pastoor Bester. Hallelujah. Everybody just give the Lord a mighty praise in this house. Hallelujah. What a great God, what a mighty God, what an awesome God, what a miracle working God. He's yesterday, today, forever being the same, the unchanging God. Tonight, beloveds, before we leave, we have to pray for the family. Ali Gruppets familie, ek sien. Freddy is hier vanavond, Regan is hier, Leon en al die mensen. Ons ken ook Pastor Donnie van zeker 45 jaar. Tony ken ik natuurlijk van toen ons in Mamersburg gebleven. Ik een aan begint die bidderis aan die gang, toe slip Palle in die slaap. So ons eer die Here en ons dit was 74 en my pa ken natuurlijk die Gruppes familie voor dit. En 1980 toe kom ek in Bosmond aan. Toe ontmoet ek natuurlijk die Gruppes familie. Daar kyk toe sing hulle mos. Die proems het mos gesing daar so in Johannesburg. Wat was hy ouens se naam, my familie se naam daar in dinges? Wat julle gewed het daar so? Benjamin Dubé. Oh ja, hulle teen Benjamin Dubé gesing. En hulle het gewen as 'n familie. Is dit waar, Leon? Dis waar, ja. Kom aan. So, everybody here knows Benjamin Dubé. Well-known singer in South Africa, worldwide and whatever.
But they could have reached that height if they applied themselves to what was on the inside. But we thank God for the descendants like Sandro and the others that are taking up their battle or the baton. And we are so glad for God. And beloveds, there's a lot of stuff that I can tell you about Donnie, but what can I say? Can we stand? I want the family to come and stand here. I want all the leaders, the pastors, just to form a circle around them. Just move forward. Hallelujah. Hallelujah. Just form a circle around. Just move forward. Don't need the rest of the family can come and all the other pastors and leaders. Just form a circle around them. We need to pray for them. Because it's very important praying. It's important, beloveds. May the hand of the Lord be upon you. May the power of the Almighty overshadow you. May the Lord God of mercies and grace show himself mighty and strong on your behalf. May there be a manifestation of the power and of the glory of God upon your life. May you see the goodness of God in the land of the living. Now for this last couple of months, we've been then in Ravens meeting, one pastor went to 26 funerals. And it's a diabolic attack of the enemy. We thank God for the grace of God that rested upon my friend, Pastor Donnie Griffiths. But we need to pray. I want you to place your hand upon your head and upon your stomach. Everybody. Place your hand upon your head. If you don't want to be included, you don't have to do it. Praise the name of Jesus. Because, beloveds, we need to stand up against the powers of hell that attack and demolish the church. They're attacking people's lives. An assignment of death needs to be broken. The works of the devil need to be destroyed in the mighty name of Jesus. As you place your hand upon your head and upon your stomach, say these words after me. Not my head, not my blood, nothing mercy. Come on, pray that you believe it. If you don't believe it, you don't have to utter the words. Not my head. Not my blood, nothing mercy, nothing broken, everything restored, everything restored. I'm marked by the blood of Jesus. The blood of Jesus is my protection. No devil can touch me. Right now as I pray, I give the devil an eviction notice, sealed by the blood of Jesus. I am victorious. I am victorious. I will live and I shall not die. Declare the works of my God. In the mighty name of Jesus. Come on, everybody, give the Lord a mighty shout in this place. Come on, give me praise in this house. Lift up your voices. Lift up your voices. For the Lord is good. For the Lord is good. And his mercy endures forever.
upon the Mantle of God Ministries, upon Donnie Griffith's Ministries. Father, you know the road ahead. Father, I pray for wisdom. I pray for courage. I pray for strength. I pray for boldness. I pray right now that they will run with purpose. They will run with destiny in mind. Father, the mantle that rested upon Donnie Griffiths today, I pray for an impartation upon this house, upon your people, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I thank you for the children. I thank you for the strength of God. They will carry the legacy of the Father into the new generation. That they will say, where is the Lord God of our fathers? Where is the Lord God of Elijah? Let the Lord God of Donnie Griffiths manifest in their lives. In the mighty name of Jesus. Father, we give you praise. We give you glory. Great are you, Lord. We honor you. We love you tonight. We bless your name. Your name is great. Your name is powerful. Hallelujah. Thank you, beloveds. Where's beloveds, ek moet door die afzetten, weet goed doen. So kan nie maar staan. Sal ek man oor Broerlou sê, ek moet net die seën uitspreek. So ek sal die seën uitspreek, Broerlou, want as ek nou begin te bid, dan kan ek morgen gaan ophou. Kan ek julle net die storie vertel? There's one of the Nigerian pastors. He was there in the 40s and 30s. A truly a firebrand, a man of power, man of authority. They asked him, he was an ancient prophet, Babalola. They asked him to close, not to close in prayer, they asked him to pray for the food. Beloveds, when he opened his eyes, it was 3 days later. The people came in, left, came back. Because there's a realm in prayer where the Spirit of God takes over your life. No, none of you are at that place. Praise the name of Jesus. They went to work, came back, and then after 3 days he said, sorry, beloveds, forgive me that I preached a little bit wrong. And they said, Papa, you've been praying for 3 days. Let's bow our heads. May the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit abide with each and every one. May the peace of the Lord, may the goodness of God overshadow you. May the power of the anointing be upon you. May you rise up on the wings of an eagle. May favor be your portion tonight. In the mighty name of Jesus, let doors be open. Every door that is closed today will open up in the mighty name of Jesus. Receive the peace of the Lord. Receive the grace of the Lord. Move in the mercy of God and the love of God. God bless you. Amen.